Ons redder is gebore. En ek dink julle kon dit gehoor het uit die liedjies wat ons gesing het. Was so in volgorde gedoen. Eers het die blye boodskap na die herders toe gegaan. En toe word die kind gebore. En toe is dit 'n stille nag. En toe kom dank ons die Here daarvoor, dat hy gebore is. Nou jy kan die verhaal saam met my lees dan Matteus 1, van vers 18 tot 25. En hierdie is nogal 'n interessante storie. En ek glo ons het al van kindsbeen af, het ons al hierdie verhaal meer as een keer gehoor. Ek dink hy sal, jy behoort hierdie stuk al uit jou kop uit te ken. As ek dit so kan sê. Maar daar twee goed in hierdie stuk vir my na vore gekom, wat ek vanmôre wil oor praat. Kom ons lees wat staan daar, in vers 18. Hy sê die geboorte van Jesus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En arme Josef het hom doodgeskrik, toe hy agterkom, my toekomstige vrou is swanger. Ek dink hy ou het sy hart het van staan. Ek dink so. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Vers 20, maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, sien, God ken jou gedagtes. Ek wil hier net vir 'n wyle hier staan. Josef het nie hardop gedink voor iemand, ek gaan haar skei nie. Nee, hy het dit nog net by homself bedink. Toe kom die Heilige Gees na God en sê, kyk wat maak daai man. Ek glo so. En die Here stuur 'n engel in 'n droom en sê vir Josef, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie. Sjoe, dit was 'n moeilike situasie daai. Maar kyk nou, hy sê, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat in die Here, of wat deur die Here, deur sy profeet gespreek het. Vers 23 asseblief. Kyk, die mag het swanger geword, en 'n seun gebaar, en hulle sal hom Immanuel noem. Ek wil hê julle moet daai Immanuel in jou gedagtes hou. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie beken, totdat sy haar eerstgebore seun gebaar het, nie, en hy het hom Jesus genoem. Nou die twee dele wat vanmôre vir my uit hierdie hoofstuk uitstaan, is in Matteus 1 vers 21b.
daar wat sê, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Jesus. Jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Daar is nie 'n ander naam. Daar is nie iets anderste wat my en jou van sondes kan verlos nie. Daar is nie. Dis net die naam van Jesus. En dis net hy wat my en jou van ons sondes kan verlos. Dis 'n asemrowende gedagte om dit te besef en dit om hier in jou hart vas te maak. Sjoe. Ja. Jesus het my sondes kom wegneem. Hy het jou sondes kom wegneem. Hoe? Deur aan die kruis van Golgotha vir my en jou te kom sterf. Weet jy, daar is niks mooier vir 'n man en 'n vrou wat in sonde is, wat besef, ek is verlore, ek gaan dit nie maak, as iemand my nie help nie. En Jesus kom, en sit sy arms om hulle, en druk hulle teen hom vas, en sê, ek vergewe jou, ek vergewe jou. Ek sal sorg dat jy gered word. Maar dan moet jy en ek na Jesus toe kom en sê, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my. Here, vergewe my. Want dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het. As hy nie gekom het nie, sou ek en jy moes met ons lewens gesterf het. Ons sou met ons lewens moes betaal het om in die hemel te kom. Maar Jesus het gekom. Hy het mens geword. Weet jy, God het mens kom word. En hy van sy godheid moes prys gee om mens te word. Dink 'n bietjie mooi. Hy kon nie in sy godheid kom rondloop het op die aarde nie. Hy kon nie. Hy moes van sy godheid prys gegee het. En hy het dit gedoen in sy seun Jesus. Jesus kon nie in sy groot mag kom op aarde loop en kom net dinge doen nie. Hy kon nie. Hy was nie toegelaat daartoe nie. Hy moes kom mens wees vir my en jou. Hy het ook om swaar kry, soos wat ek en jy swaar kry. Hy het ook om warm kry. Hy het ook om koud kry. Want hy was 'n mens. In vlees, in bloed, was hy mens. Ja, die muskiete het hom ook gebyt. Soos wat hulle jou en my byt. So hy het dit ook gesien en beleef. Maar hy was sonder sonde. Waar ek en jy in sonde leef, ja, was hy sonder sonde. Nou, om net terug te kom na die herders toe. Weet julle, hulle het daar op die velde gesit en het van niks en niemand nêrens niks geweet nie. Hulle het nie geweet van die babietjie wat gebore gaan word nie. Nee. En skielik is hier 'n engel, skare, wat hier by hulle is. Wees nie bevrees nie. Daar gaan vir julle 'n verlosser gebore word. Weet jy wat het op daai oomblik deur hulle gedagtes gegaan?
Omdat hulle vasgevang was in die Romeinse ryk, onder die druk van die Romeine, het hulle besef, toe hulle daai woord, daar is vir julle 'n verlosser gebore. Onmiddellik het in hulle ore, in hulle verstand, iets gekom. Wow, hier gaan nou iemand kom, wat vir ons van die Romeine gaan vrymaak. Ons gaan nie meer onder die Romeinse heerskappy wees nie. Dit was hulle gedagte, ek glo daai, omdat hulle was gebonde aan die Romeine. En toe kom dit. Nee, Jesus, wat gebore was, het nie gekom, hoor mooi, in vermenslike aspekte nie. Anderwoorde, om hulle vry te maak uit hulle menslike dinge uit nie. Nee, Jesus is gebore, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Dis kom hy gekom het. Om ons te kom vrykoop van die probleem wat Adam en Eva veroorsaak het. Want as Adam en Eva nie gesondig het nie, het ons vir ewig gelewe. Dan was daar nie probleme nie. Maar toe val Adam en Eva aan die sonde. En daar kry ek en jy 'n sterflike liggaam. Ongelukkig. En Jesus het gekom om daai skuld, las, te vernietig. En vir my en jou 'n ewige lewe te gee. Kom ons kyk wat sê Johannes 6 vers 40. En dit is die wil van hom wat my gestuur het. Dis die wil van God die Vader, wat Jesus gestuur het, hoor mooi, dat elke een wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. As jy in Jesus Christus glo met jou hele hart, siel en wese, sal jy die ewige lewe hê. Daar sê die woord van die Here dit vir my. En sou jy nou sterf, voordat die wegraping plaasgevind het, sterwe jy in Christus Jesus, en met die terugkeer van Jesus, wanneer hy sy bruid kom haal, sal jy opgewek word, volgens daai skrif in Johannes 6 vers 40. Daar staan dit geskryf. So jy gaan nie permanent dood wees nie, dat jy niks weer gaan sien nie, nee. Jy gaan in 'n ewige rus. Want ons weet nie hoe lank gaan dit vat voor die wederkoms kom nie, voordat Jesus met die wegraping kom nie. Ons weet nie. Geen mens weet nie. Hy kan nou kom. Is jy gereed om saam te gaan? Maar wanneer hy kom om jou te kom haal, al is dit op 'n doodsbed, moet jy gereed wees om saam met hom te gaan. Amen. Prys die Here. En nou die tweede kosbare kleinnoot in daai skrifgedeelte. Onthou julle ek het gesê, onthou die woordjie Immanuel? Matteus 1 vers 23b, hy sê so mooi, en hulle sal hom noem Immanuel. Die naam beteken God met ons. Jesus moes Immanuel, God met ons, genoem word. Noem jy hom ook
Immanuel, God met jou, God met my. Noem jy hom so? Jesaja 7 vers 14. Hy sê, die Here sal daar homself vir julle 'n teken gee. En hoor mooi, 'n vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. In Jesus is God verteenwoordig vir my en jou. In Jesus. Jesus is vanmôre hier. Deur die Heilige Gees wat in jou moet wees. God met jou. God met ons. Is die Heilige Gees in jou? Kom ek vra vanmôre, is die Heilige Gees in jou? Dan is God met jou. Kry bietjie daai prentjie, mense. As die Heilige Gees in my is, dan is God mos by my. Hoekom moet ek worry? Hoekom moet ek sukkel? Hoekom moet ek deur die moeilikheid gaan? As die Heilige Gees dan in my is, dan beteken dit mos God is met my. Want dit is God die eenheid. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hulle al drie woon dan in my. God is by my. Dis tyd dat ek en jy hierdie waarheid sal vasgryp. En hierdie tyd waarin ons leef, net 'n paar dae voor Kersfees, kom ons gryp hierdie tyd vas en sê, Here, U is met my. En U sal by my bly. Hier waar ek 2025 uitgaan en waar 2026 ingaan, gaan U saam met my. Al die pad. Al die pad is U by my, U gaan saam met my. Onthou, in Hom, in Jesus, het God letterlik tussen ons kom woon. En hy's nog vandag teenwoordig. Hy het nie toe Jesus hemel toe gegaan het, ook onttrek nie. Hy het sy Heilige Gees gegee. So hy's nog steeds by ons. Maar hy saam met ons in die Heilige Gees teenwoordig. En daarom moet ek en jy so versigtig wees as ons praat van die Heilige Gees, dat ons die Heilige Gees nie moet bedroef nie. Want dan bedroef ons God. En dis die grootste sonde onder die sondes. Want dis die een sonde waarvan ek en jy nie vergewe kan word nie. Dit leer die Bybel my. Een sonde. En dit is die laster teen die Heilige Gees. Die sonde teen die Heilige Gees. Maar al die ander sal jou vergewe word. Amen. God is getrou en regverdig. Christus is vandag en môre dieselfde. Gister was, wat van vandag? Hy is vandag by my. Hy gaan môre ook daar wees. As dit sy wil is, dat ek en jy môre leef, wag hy alreeds vir my en jou daar. Maar ek en jy moet hom vasgryp. Sê, Here, hier is ek. Help my. Dat as ek my voet in die dag van môre insit, dan sit ek hom in saam met U.
nie sonder U nie, maar saam met U. Matteus 18 vers 20. Hy sê vir ons, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Ek het 'n bietjie oor hierdie situasie gedink. En gisteraan toe bepeins ek hierdie vers. En toe kom daar 'n ding by my op. Die Bybel sê waar 2 of 3, en Jesus self het hier gepraat, waar 2 of 3 in my naam vergader, is ek in hulle midde. As ek en jy in die kerk inkom, en ek kom in die naam van die Here, dan kom die Here saam met my in. Maar as ek in die kerk inkom, en ek kom nie in die naam van die Here nie, is die Here nie by my nie. Hy is net by hulle, wat in die naam van die Here saam vergader. Dit is nou 'n kougom waarin jy moet gaan kou. Wat sê pastoor vanoggend? Wat sê Henny vanoggend? Hoe werk dit? Ek het gisteraan en ek glo die Heilige Gees het dit om my wakker gemaak om vanmôre vir jou te sê, dat waar 2 of 3 in die naam van die Here vergader, dan beteken dit, al 2 of al 3 moet eenparig saam stem. Jy, ek en nog iemand moet saam in die harte saam vergader in die naam van die Here. As ons dit nie saam doen nie, dan daai een wat dit nie saam doen nie, hy is nie saam met ons in die naam van die Here nie. Hy staan apart. Sjoe, dit klink nou snaaks. Maar dit is die waarheid. Hy sê, ek is met julle, ek is in julle midde. Lekker, nee. Dis lekker om dit te weet. Dis 'n belofte. As jy beloftes van die woord van die Here soek, daar's 'n belofte. Skryf hom neer, sê Here, U dit beloof van dit. En die ander een, waar hy dit ook beloof het, in Matteus 28 vers 20. Hier in vers 19 sê hy, gaan heen en maak disippels van alle nasies. En dan kom hy in vers 20 en hy sê, en kyk, ek is met julle. Al die dae, nie sommige dae nie net Kersdag nie net Paastyd nie. Nee, al die dae tot aan die volëinding van die wêreld is Jesus elke dag met jou. Hy's met jou, hy's daar. Wat doen jy met sy teenwoordigheid? Wat doen jy met hom in jou lewe? Wat meer wil 'n sterfling wat op sy sterfbed lê, hoor dat Jesus met hom is? Wat meer? Dankie Here, U is met my. Sien my kom al gaan hemel toe. Is jy gereed daarvoor? Ek en jy weet nie. Ek weet nie wanneer is ons tyd nie. Maar dit is so. In 'n oogwenk. En ons is nie meer nie. Nou, wat meer wil jy hê, is dat God by jou kan wees, in elke omstandigheid, waarin jy jouself bevind. Wat meer wil jy? In daai moeilike omstandighede by jou werk, waar ook al, wat meer wil jy? Gaan dit nie lekker wees hier oor Kersfees as skielik iets voorval wat baie moontlik is
En die volgende oomblik stap Jesus daarin, in die situasie. Wat lekkerder kan dit wees? En hy kom sorteer vir jou moeilikheid uit. Dis moes dan lekker. Want Jesus het opgedaag. Jesus het op daai oomblik jou situasie kom verander. Hierdie tyd van die jaar, waar ons Kersfees gedenk, het ons die grootste geskenk van alle tye. Kyk, dit maak nie saak, hulle kan jou 1 miljoen rand gee. Jy gaan spring, jy gaan tabula, jy gaan op en af skree van blydskap, want nou kan ek alles koop wat ek wil gehad het. En as die geld laat, is dit klaar, weg. Maar vat Jesus by jou weg, dan het jy alles verloor. Dan is daar niks oor nie. Geen eers 'n ewige lewe nie. Dan is daar die hel wat vir jou wag. Daarom is hierdie tyd van die jaar, moet ons nie dankbaar wees oor geskenkies nie. Ja, wees dankbaar, yes, dis lekker. Maar kom ons wees dankbaar, omdat Jesus aarde toe gekom het, en vir my en jou op die kruis van Golgotha gesterf het. As jy daai geskenk as 'n geskenk aanneem vandag in jou lewe, het jy die grootste geskenk van alle geskenke, die grootste prys van alle pryse, gewen en gekry. Daai naam Jesus, waarvoor die duiwel baie bang is, wat vir jou en my verlossing gekom gee het. Kom, laat ons vandag laag neerbuig voor die Here en sê, Here, ek gee my vanmôre opnuut oor in U hande. Ek kom vanmôre en ek kom nie Kersfees vier soos wat ek dit altyd gevier het nie. Maar Here, ek kom vanmôre en ek kom vier Kersfees met 'n dankbare hart wat ek voor U kom neerlê. Want U het my van my sondes verlos. Amen. Daarom wil ek vanmôre vir jou vra. Daar waar jy sit, gaan ons net opstaan. En ek wil hê jy moet opnuut jou lewe oorgee aan Jesus. Totaal. Vergeet van alles om jou. Vergeet van jou man, jou vrou, jou kinders en alles wat om jou rond is. Vergeet van alles. Want dit gaan jou nie in die hemel bring nie. Maar die genade van Jesus Christus maak vanmôre jou hart oop. Laat sy genade vanmôre jou kom benat. En jou kom optel. Kom ons staan. Daar waar jy staan,